Maak ons oop toe, dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ook vanmôre wil ons U opnuut weer loof en prys en dank, dat ons hier in die huis bymekaar kan kom, dat ons hier uit die woord kan leer, en Here, waar ons nou ook uit die woord gaan lees, waar ons daaruit gaan leer, wil ons ook vra, Here, lei ons met die Heilige Gees, werk met die Heilige Gees in ons harte en deur ons verstand, gee dat ons sal hoor en sal verstaan wat U vir ons wil sê, en Here, dat ons ook hierdie woord wat ons hier hoor in ons lewens sal gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit en bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, kom ek lees vir ons Psalm 96, sy opskrif sê, die regter kom. Nou hierdie is 'n Psalm van Dawid, hy skryf hier van vers 1 af, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, sing voor die Here o ganse aarde, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag, vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders, want die Here is groot en baie lofwaardig, hy is gedig bo al die gode, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. Majesteit en heerlikheid is voor sy aangesig, sterkte en sieraad in sy heiligdom. Gee aan die Here, o geslagte van die volke, gee aan die Here eer en sterkte. Gee aan die Here die eer van sy naam. Bring offers en kom in sy voorhowe. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. Laat die hemele bly wees en die aarde juig. Laat die see in sy volheid bruis. Laat die veld juig en al wat daarin is. Dan sal al die bome van die bos jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Nou dis Psalm 96, ek wil vir ons die 2 verse uitlig as ons teksverse. Die eerste een is vers 10. Ons lees hier in vers 10 dat Dawid sê onder die volke, die Here is koning. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hy sal die volke regverdig oordeel. En dan die laaste vers 13. En hy is eintlik so deel van vers 12 ook, wat sê, die bome van die bos sal jubel voor die aangesig van die Here, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. En my klem is hier op hierdie tweede gedeelte wat sê, want hy kom om die aarde te oordeel. Hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. Nou, ek wil eerstens net die agtergrond van hierdie Psalm gee. So dit is hierdie reeks psalms waarmee ons besig is, en dit wys vir ons almal hoekom God die koning is, maar elkeen van hierdie psalms het ook sy bepaalde spesifieke agtergrond. En hierdie psalm spesifiek gaan natuurlik oor daai tyd in die geskiedenis toe Dawid die verbondsark in Jerusalem ingebring het, en toe hy voor die ark natuurlik gedans het en alles wat daarmee saamgegaan het. Maar die agtergrond so 'n bietjie verder as dit is dat die volk is nou in die beloofde land en daar gebeur baie dinge rondom en
Dan uiteindelik op 'n stadium dan besef Dawid dat hy sal graag die verbondsark na Jerusalem toe, wat die nuwe hoofstad is, en waar hy uiteindelik sy paleis en alles gebou het. Hy wil graag die verbondsark ook soontoe bring. Maar dan is daar 'n interessante ding wat gebeur. Die wet van die begin af, wil ek amper sê, daarvan Exodus af en verder, toe hulle die verbondsark gebou het en die 10 gebooie wat in die verbondsark gesit is, daar was spesifieke wette gewees. Die Lewiete moes die verbondsark op pale gedra het en daai pale moes op hulle skouers gewees het. Maar nou is dit al baie jare later, hulle is nou deur die woestyn, al die dinge, en nou wil Dawid die verbondsark Jerusalem toe bring, maar dan volg hulle nie daai instruksies, wil ek amper sê 100% nie. Hulle laai die ark dan nou sommer op 'n wa wat deur osse getrek word. En dan op pad Jerusalem toe, aanvanklik, dan gaan daar iets fout, of kom ons sê maar, ek kan nie presies die besonderhede onthou nie, maar dan, die pad is nie baie gelyk nie, en die ark val van hierdie wa af, en dan is daar met die naam van Usia, en hy wil hierdie ark gryp, hy probeer hom gryp, laat hy nie val op die grond nie, en dan omdat die ark val en hy gryp die ark, dan laat God hom doodgaan, want hy mag nie aan die ark gevat het nie. Nou, mens kan baie daar rondom sê, ek het, dis maar soos die Here dit wil, voor ek hierdie preek begin voorberei het ek in hierdie week 'n lang gedeelte spesifiek oor hierdie gedeeltenis gelees, en die een ou het die opmerking gemaak, en toe het hy gesê, wie het vir hierdie ou wat dood is, laat dink dat sy hand is heiliger as die grond waarop die ark sou geval het. En dit gaan juist oor daardie gehoorsaamheid, dis die aspek wat hier betrokke is. Hulle was ongehoorsaam aan die Here. En die mens is onheilig, en daarom mag hy nie na die ark toe kom nie, hy mag nie in die ark raak nie, daar is spesifieke reëls en regulasies. Dit gaan alles oor gehoorsaamheid aan God. En hierdie ou se opmerking wat die artikel geskryf het gesê, die grond is heiliger as hierdie sondaar wat die ark wou gegryp het om te keer, laat hy nie val nie. Hy moes hom eerder gelos het, laat hy op die grond val, want dit sou nog steeds in gehoorsaamheid gewees het aan God. Maar van die begin af was die wa wat die osse getrek het, nie soos dit veronderstel is om te wees nie. Maar dit is nou buite die punt. So, dan skrik Dawid verskriklik groot, en dan uiteindelik gaan die ark nie Jerusalem toe nie, maar dan is daar 'n ander ou met die naam van Obed Edom, en hy gaan na Obed se huis toe, en die ark word dan daar bewaar vir 'n tydperk van 2-3 maande, en dan word Obed verskriklik geseën. Die Here seën hom, ek wil amper sê, uit sy sokkies uit, maar daar's ook 'n aspek van Obed se gehoorsaamheid aan die Here, wat mens daarmee saam moet lees. Nou, ek wil nie die hele verhaal vertel nie, maar dan uiteindelik wanneer Dawid sien dat Obed so geseën word, dan besef hy, die ark moet wel Jerusalem toe kom, ek wil amper sê, na sy regwaardige plek toe, en dan word die dinge reggemaak, en die ark word reg vervoer, soos wat hy moet word, en dis waar hierdie psalm inkom, dan met hierdie intog van die ark hier in Jerusalem, wat nou sy regwaardige plek hier in Jerusalem gaan inneem. Nou verder is dit interessant, dit word vir ons natuurlik in die Bybel, nie net in hierdie psalm beskryf nie, maar ook daar in 1 Kronieke 15 en 16, word dit vir ons in die geskiedenis gebeskryf. En 1 Kronieke 15 en 16, ons gaan nou nog in die Sondag wat kom sien, daar's ook gedeeltes van Psalm 97 en 98 en ook 100 wat daar aangehaal word, maar Psalm 96 word amper net so, vir ons amper woord vir woord, nie 100% nie, ek gaan nou verduidelik, maar amper woord vir woord, ook in 1 Kronieke 16 beskryf, daarvan vers 23 af tot by vers 33. Maar daar is 'n bietjie van 'n klemverskil. Byvoorbeeld, as ons nou hier in ons teksvers in vers 10 gelees het, dan het ons dieselfde woorde gelees in 1 Kronieke 16 vers 30. Ons lees daar, beef voor sy aangesig o ganse aarde, ook staan die wêreld vas, nou dis die gedeelte van vers 10, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Maar in 1 Kronieke 16 vers 30 is dit waar dit ophou. En in Psalm 96 wat ons nou gelees het, is daar nog 'n sinnetjie by in vers 10. En dis ons klem vir vanmôre wat sê, hy, bedoelende God, sal die
volke regverdig oordeel. So hierdie oordeel van God in die besonder sien ons, is daar 'n groter klem op in hierdie psalm, wanneer hy as psalm deur Dawid uiteindelik vasgelê word. En daarom is dit ook so, dat die opskrif van hierdie psalm, soos ek gesê het, is die regter kom. Nou, daar's ook iets anderster wat ons in hierdie psalm moet raak sien, en dit is hierdie wonderlike werking van hoe God vooruit sien. Dawid leef in die tyd, hy is in daardie tyd, na baie dinge in sy lewe gebeur het, is hy die koning van Israel, van die volk Israel, en hierdie is 'n blye oomblik vir hom, en dis hoekom hy hierdie psalm skryf, want die ark word nou na Jerusalem toe gebring. Ek wil amper sê, Dawid moes ook eers weer wakker geruk geword het, en hy moes besef het, ons kan nie goeders doen soos wat God gesê het, ons moet dit nie doen nie, ons moet gehoorsaam wees aan God in die fynste besonderhede, en ons moet daai gehoorsaamheid uitleef. Maar dis hierdie blye oomblik in Dawid se lewe, maar wanneer hy hierdie psalm skryf, dan gebruik God hom ook om vorentoe te kyk in die geskiedenis. Dis hoe die Heilige Gees deur die skrywers van die Bybel uiteindelik ook werk. En Dawid se fokus is nie net om die volk Israel op te roep, wees bly, kom ons sing tot eer van God, want God is die koning en die ark word nou in Jerusalem ingebring. En ons sien hier, Dawid se fokus is voortdurend, hy roep nie net vir Israel op nie, maar hy roep die ganse aarde, al die volke en al die nasies uiteindelik op om die Here te loof en te prys. En dit is die klemverskywing wat ons hier uiteindelik in hierdie psalm sien, want die groot regter kom en hy gaan kom oordeel. So daarom ook moet die Here geloof en geprys word. Soos ek sê, dit gaan in hierdie psalm oor meer as net die intog van die ark in Jerusalem in. Maar dit gaan ook hier, ek wil amper sê, deur die werking van die Heilige Gees, kyk Dawid na 'n groter geleentheid as net die intog van die ark in Jerusalem in, maar hy kyk na die verwagting van die Messias, wat met die wederkoms weer sal kom na die aarde toe, om te kom oordeel, en reg te spreek, en uiteindelik dan sal die wêreld vir ewig vas staan, en daar sal uiteindelik werklike goddelike geregtigheid wees wat oor die wêreld heers, en dit is 'n blye oomblik wat sal aanbreek met die wederkoms. En daarom is die oproep nie net vir die volk Israel in daardie tyd nie, maar ons sien dit deurgangs in hierdie psalm. Hy sê al die geslagte, al die volke, al die nasies tot in ewigheid, om die Here te loof en te prys vir die blye dag van die Here, wat verwys na die wederkoms uiteindelik. En ek wil amper sê, en ek sal later weer daarna verwys, maar net soos wat Dawid hulle eers wakker geskit moes word deur die ongehoorsaamheid en deur hierdie ou wat dood neergeval het omdat hy in die ark geraak het, moet ons ook weer opnuut deur hierdie psalm wakker geruk en geskit word om te sê, maar die wederkoms is op hande, dit kan enige oomblik gebeur, en ons moet besef, ons moet gehoorsame lewens voor God leef, ons moet gereed wees vir die wederkoms van die Here. Maar goed, kom ons kom so 'n bietjie terug weer na die psalm toe, ek wil hom so 'n bietjie vers vir vers en 'n sekere sin deurwerk. So die vraag wat ons vra is weer eens, hoekom sê hierdie psalm vir ons, Dawid maak die proklamasie hier in vers 10 in ons teksvers, hy sê God is koning. Hoekom is God koning en wat wys hierdie psalm vir ons? Hoekom is God so uniek dat hy die koning van die konings is en daarom waardig is om deur ons geloof en geprys en geaanbid te word? Want dit is die oproep wat Dawid hier vir ons maak ook. Hy sê ons wat deel is van al die volke en al die nasies en al die geslagte van die aarde, loof en prys en aanbid God, sing tot sy eer en vertel van sy wonders. En ek wil dit vir ons wys hier in hierdie verse van die psalm. So as ons dan hierdie vraag vra, hoekom is God koning? Hoekom is hy werd om geloof en geprys en aanbid te word? Dan sien ons eerstens in vers 1 word daar vir ons gesê, of Dawid sê, sing 'n nuwe lied. Nou ek wil die klem weer daarop sit, of hy sê hier in vers 1, sing tot eer van die Here 'n nuwe lied. So die lied wat gesing word is nuut. So dit wys op daardie uiteindelike verandering wat plaasvind. Die Christen, wanneer hy in God glo,
se lewe word ook nuut. Sy lied word nuut, sy uitkyk op die lewe word nuut. Daar's 'n 180 grade draai wat gemaak word, weg van die sonde af en uiteindelik na Christus toe. So dis God self wat verantwoordelik is daarvoor, deur sy Heilige Gees wat in jou werk, deur sy wonders in jou lewe, wat uiteindelik wat jou lied elke dag weer opnuut nuut maak. So ek wil amper sê, die genade van God is elke dag weer nuut, en daar's elke dag weer rede vir dankbaarheid. En dit is wat vers 2 en 3 in die besonder ook weer vir ons wys, dat ons moet dankbaar wees. Dis wat ons daarin in vers 2 en 3 lees. Hy sê, sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil, met ander woorde sy redding, van dag tot dag. So daar's elke dag weer rede om die heil, die redding van die Here te verkondig, en dan gaan dit daarop aan, so dit val in daarby, en dit sluit aan by ons vorige reeks preekse, wat sê, ons moet disippels van God wees. Vers 3 sê, vertel onder die nasie sy eer, en onder al die volke sy wonders. So ons sien ook hier, dat is in die meervoud, die nasies en die volke, nie Israel nie, maar die nasies en die volke. Maar God se genade is vir ons elke dag weer nuut. En dit gaan oor die woordjie dankbaarheid. En as ons dit verstaan, dan uiteindelik, wil ek amper sê, word daar vir ons iets ontsluit. Dan wil ons dan kan ons nie anders nie, as om elke dag te loof en te prys, met 'n lied in ons hart, deur ons gebede, en ook deur dit te vertel, deur ons getuienis wat ons uiteindelik van dag tot dag gee, dat die Here vir ons uitkoms gee, dat hy ons keer op keer weer verlos, ons red, en deur die groot dinge wat hy in ons lewe gedoen het, nie net die groot dinge nie, maar ook die klein dingetjies wat hy elke dag doen, en dat hy deur dit alles heen, die groot redder is, die een wat ons red uit die mag van die sonde uit die mag van die duiwel uit, en ons red van die ewige dood, en vir ons die ewige lewe gee natuurlik uit genade alleen. En as ons die grootsheid daarvan besef, dan sal ons nie anders kan nie, as om dit te wil vertel en om te besef, God is die koning van die konings. En dan wil ons dit vir almal verkondig waar ons kom. Maar dan in vers 4 tot 7, sien ons 'n volgende ding, en dit is belangrik, ek het verlede Sondag ook daarna verwys, en dit is dat Dawid sê ook, God is die enigste God wat bestaan, daar's geen ander God wat bestaan nie, maar hy is die enigste God. Ek wil vir ons veral verse 4 en 5 hier lees wat dit beklemtoon. Hy sê, want die Here is groot en baie lofwaardig, hy is gedig bo al die gode. So nou kan daar miskien nog by ons, wil ek amper sê, hierdie wonder wees in ons agterkop, as die Bybel dan van ander gode praat, is daar dan ander gode wat bestaan? Maar ek wil amper sê, dan kom gee vers 5 vir ons die antwoord, want al die gode van die volke is afgode, maar die Here het die hemele gemaak. So afgode is mensgemaakte gode, hulle bestaan nie, maar God is nie mens gemaak nie, maar God het die mens gemaak. So kom ek sê dit weer, God is nie mens gemaak nie, maar God het die mens gemaak, en dis wat God anderster maak. Wanneer ons afgode aanbid, wat dit ook al is, dan is dit gewoonlik goed wat ons gemaak het, of wat ons geskep het, of dit nou beeltjies is, of ander gode wat van die ander gelowe aanbid, soos Boeddha, of Krishna, of wie ook al, en of dit een of ander iets is in hierdie lewe wat ons tot ons afgode gemaak het, ons sport, of ons geld, of wat dit ook al is. Die punt bly, dis goed wat mense gemaak het. Maar God is nie mens gemaak nie, God het die mens gemaak. Hy is daarom die enigste God wat werklik bestaan. Wanneer Elia daar op die berg is met die profete, daardie verhaal, daar in 1 Konings 19 of in 18 daar wat afspeel, en wanneer hy vir hulle sê, okay, as julle gode bestaan, laat hulle dan vuur uit die hemel uit laat kom, en julle altare aan die brand steek, en daar gebeur niks nie, maar Elia dit wel doen, en God vuur uit die hemel uit laat kom, dan sien ons dit ook. God is die enigste God wat uiteindelik bestaan. En daarom is hy waardig om geloof en geprys en aanbid te word. En dit is wat in hierdie verse tussen verse 4 en 7 dan ook uitkom. Maar ons sien ook weer dat hier kyk Dawid ook weer soos in die ander
gedeeltes in die ander verse tot hiertoe vooruit deur die Heilige Gees. Hy kyk verder as net die intog van die verbondsark in Jerusalem in, maar soos ek gesê het, hy sien ook God se intog in die harte van alle volke en alle nasies, en dat die wederkoms van die groot regter op hande is wat regverdig sal kom en regverdig sal kom oordeel. So dit is dan ook belangrik dat ons dit hier sien, dat daarom sê hy, omdat God die regverdige regter is, daarom is hy werd om geloof en geprys te word, daarom moet ons die eer aan hom gee. Dit is wat verse 6 en 7 dan ook vir ons beklemtoon. Die sterkte, die eer, die majesteit, dit kom vir God toe tot in alle ewigheid. En dan kom ons by vers 8 en 9, en hier is ook 'n belangrike ding wat hier gebeur. En eerstens sê dit vir ons moet en ons sal bewe voor God se aangesig. So God se naam weer eens verdien om geëer te word. Maar dan, soos ek gesê het, ek sal sê, roep vers 8 in 'n sekere sin ons dan ook weer wakker. Hy sê vir ons, kom kerk toe, dis 'n wekroep of 'n oproep weer om kerk toe te kom. So, wat is die realiteit van hierdie psalm? Ons sien dat uiteindelik word die verbondsark Jerusalem toe gebring. Aanvanklik is dit daar nie in die tent wat vir hom gebou word. Later word die tempel gebou en dan uiteindelik is die ark in die tempel ook. Maar die vraag wat ons dan moet vra is, daar in Jerusalem, wanneer ons hier in vers 8 dit in die besonder lees en die word vir ons geskryf, gee aan die Here die eer van sy naam en bring offers, en hier is my klem, bring offers en kom in sy voorhowe, bring offers en kom in sy voorhowe. So wat was die realiteit in daardie dag gewees? Die realiteit in daardie dag, kom ons praat maar net van toe die tempel klaar gebou was, die verbondsark was in die allerheiligste vertrek, ek wil amper sê heel voor of heel bo in die tempel gewees. So as die volk die naaste aan God wou kom, moes hulle na die tempel toe opgekom het, na Sion toe, en hulle moes daar in die voorhowe van die tempel, moes hulle vir God offers kom bring het, hulle moes hom aanbid het, want natuurlik daardie vertrek waar die verbondsark met die 10 gebooie ingestaan het, en soos wat ons het ook in Konings en Kronieke lees, met die inwyding van die tempel, God se teenwoordigheid self, wat in die vorm van die wolk neergedaal het en daar oor die ark was, in daai allerheiligste vertrek, niemand mag daar ingekom het nie, natuurlik, behalwe die hoë priester, eenmal 'n jaar, wanneer hy daar versoening vir die volk se sondes deur die offer gebring het, en soos ons weer, het hulle selfs 'n tou om sy lyf vasgemaak, sodat as hy ook iets verkeerd doen en hy val dood neer, dat hulle hom ten minste kan uittrek. So, maar die punt is, en daar was natuurlik die voorhangsel, die gordyn wat daardie vertrek toegemaak het. Die punt is, daardie verbondsark, waaroor Dawid so bly is, dat dit hier in Jerusalem ingebring word, in hierdie psalm, was daar voor in die allerheiligste vertrek, en as mense die naaste aan God wou wees, in daardie sin, moes hulle na die tempel toe gekom het, en daar in die voorhowe vir hom offers kom bring het, en hom geloof en geprys het, en so ook is hierdie psalm geskryf vir al die geslagte, en al die volke, en alle nasies, en daarom word ons ook vandag nog steeds opgeroep, hier is vir ons 'n oproep, in die besonder hier in vers 8, en ook in vers 9 in 'n sin, om te sê, kom kerk toe. Maar wat is die verskil? Dis die wonderlike wat ons weet reeds in ons dag gerealiseer het. Ek noem dit verskriklik baie, maar ek wil dit weer sê, toe die Here Jesus Christus gekruisig is, met sy kruisiging, het daardie voorhangsel van die allerheiligste vertrek, hier waar die ark van die verbond gebere is of gestaan het daardie gordyn wat daai vertrek toegemaak het, van bo af, met ander woorde nie deur mense nie, maar uit die hemel uit, van bo af middeldeur geskeur. En dit is natuurlik, om vir ons te bevestig, dis die simboliese boodskap wat vir ons oorgedra word, hierdie gordyn van skeiding is nou weggemaak, hy is nie meer nie, hy bestaan nie, nou kan ons direk tot God nader. En dis hoekom God sy disippels ook leer, Jesus die disippels leer in die Nuwe Testament om die Onse Vader te bid. Nou kan ons tydens die kerkdiens en tydens ons gebede in tweegesprek wees met die Here. Dis hierdie verskriklike voorreg wat ons het. Ons kan
direk tot God die Vader bid, uiteindelik deur Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees. Maar ons het hierdie voorreg om in gesprek met God te wees, en daarom word ons ook opgeroep weer opnuut, kom kerk toe, bid. So dis hierdie oproep wat vir ons gemaak word, hierdie twee goeders in die besonder, kom nader voor die aangesig van die Here. So weer eens wil ek die klem daarop sit, as ons dit besef in die grootte, dan besef ons hoekom God die koning van die konings is. Jesus het deur sy versoenende dood vir ons aan die kruis uiteindelik kom sterf, maar dit is die volgende ding wat ons ook sien daarin in vers 9 waarop ek die klem wil hê. Ons lees hier in vers 9, en ek wil hom vir ons lees, dit het my opgeval toe ek hierdie Psalm gelees het. Vers 9 sê, aanbid die Here in heilige gewaad, beef voor sy aangesig o ganse aarde. Nou wanneer hier gesê word, aanbid die Here, soos ek sê, dis hierdie oproep dat ons ook God moet loof en prys en aanbid, so ook deur ons gebede, maar dit sê, aanbid die Here in heilige gewaad. So hier word bedoel, dis die Here wat in heilige gewaad is, so met ander woorde, soos dit nou kan sê, sy kleed of sy klere is heilige klere. Maar vir ons is daar ook hierdie wonderlike wete, dat ons kan dit ook weet, dat toe die Here Jesus Christus vir ons aan die kruis kom sterf het hy ons sondes afgewas, ons skoon gewas, en het hy ons geheilig voor God die Vader, voor die groot regter. Jesus is die regter, maar hy het ons geheilig, sodat ons ook heilig kan wees voor die Vader en voor hom wat die regter is, wat kom om te oordeel. En hy het as te ware, dis die beeld wat ek baie keer gebruik, daardie wit kleed van heiligheid oor ons skouers kom hang. En dis wat ons moet raak sien. Hy het sy kleed van heiligheid. Dawid roep ons hier op en hy sê, aanbid die Here wat in 'n heilige gewaad is. Daai heilige gewaad van die Here het hy gevat, en hy het dit oor ons skouers kom hang, sodat ons tot hom kan nader, sodat ons voor sy aangesig uiteindelik kan verskyn. En dit is vir ons 'n teken dat hy het ons skuld betaal. Daarom is daar vir ons rede om hom te loof en hom te prys en hom te aanbid en te besef hy is die koning van die konings. Dis juis omdat daardie wit kleed ook oor ons skouers gehang is, omdat hy ons reeds voor die grondlegging van die aarde uitverkies het, dat die Heilige Gees in ons harte uiteindelik ook werk om die geloof te bevestig, sodat ons nie wonder nie, maar weet, hy is die enigste God wat bestaan, hy is die koning van die konings. En dan in ons laaste gedeelte, die laaste 4 verse 10 tot 13, sien ons dan ook dat God kom om te oordeel en dat ons daarom moet bly wees, dat hy kom om te oordeel. So, ek wil maar net amper persoonlik hier sê, wanneer ons kyk na al die onreg in hierdie wêreld, en al die onreg wat dalk al in ons lewens aan ons gedoen is, dan wil ek amper sê, ons wil nie hê dat dit ongestraf moet bly nie, ons wil tog graag hê dat al die onreg moet tot regverdigheid geroep word, dat die mense wat slegte dinge doen en die korruptheid van hierdie wêreld uiteindelik gestraf moet word. En dit is hoekom God 'n regverdige God is. Dis hoekom mense sê baie, hulle verstaan nie hoekom Jesus aan die kruis moet sterf nie. Jesus moes sterf omdat God 'n regverdige God is, want die sondes moet gestraf word. Want die ongeregtigheid kan nie maar net gelos word nie, want as dit maar net gelos was en God vergewe maar net, wil ek amper sê, goedsmoeds alles en almal kan maar doen wat hulle wil en dit word in elk geval vergewe, dan wil ek sê, dan is God nie werd om aanbid te word nie, dan is daar nie vir my 'n rede nie. Nee, die sonde moet gestraf word, en daarom moes Jesus die straf van die sonde op hom kom neem, deur vir ons aan die kruis te kom sterf. En daarom is God 'n regverdige regter, en daarom sien ons as mense ook uit, na wanneer die regter kom om te oordeel. Daar's 'n bietjie van 'n slag, wat ek sal dit nou sê, maar die wonderlike is, dat hierdie verse, moet ons nie mis nie, roep ons op, is vir ons 'n wekroep, wil ons wakker kom skud, en wil ons wakker kom roep om te sê, die Here is besig om te kom. Dit is wat ons daar in vers 13 2 keer gelees het in ons teksverse. Hy kom om te kom oordeel. So die eerste ding is, ons moet wakker geruk word, en ons moet vir onsself weer hierdie vraag afvra,
Wie is die God wat op die troon van ons lewens sit? Ons moet vir onsself hierdie vraag afvra, is ek gereed vir die koms van die Here wanneer die groot regter kom om te oordeel? Is my verhouding met die Here reg? Is my sake met die Here uiteindelik reg? Is die wit kleed van skouers oor my gehang deur Jesus Christus? Of leef ek nog nie soos sy kind nie? So, en dan is hier twee dinge waarop ons kan antwoord. Miskien sê ons, nee, ek is nog nie reg nie, en dan moet ons wakker geskit word en besef, ons moet so gou as moontlik ons dinge reg kry. Die ander kant, deur die genade van die Here kan ons dalk sê, ek is reg, die wederkoms kan maar aanbreek. Ek sien ook uit na die wederkoms, soos wat dit in hierdie paar verse van vers 10 af beskryf word. En as ons so geantwoord het, dan moet ons weet, die duiwel sal voortdurend elke dag alles in sy vermoë doen, om ons uiteindelik van koers af te druk, om ons geloof te vervlou, om ons te laat moed opgee. En as ons dan ja antwoord en ons sê ons is reg vir die wederkoms, dan moet ons weet, ons kan nie en ons mag nie moed verloor tot die einde nie, maar ons moet aanhou om die goeie stryd te stry, om op die nou weg te bly, of op die smal weg te bly, sodat ons deur die nou poort kan ingaan, met die wapenrusting van God beklee, moet ons nie moed opgee nie, maar moet ons aanhou om die stryd te voer. En God sal vir ons dan ook die krag en die vermoë gee om stryd te bly voer en uiteindelik gereed te bly, want dit is waaroor dit gaan. Wees gereed, bly gereed, tot uiteindelik die groot dag van sy oordeel uiteindelik aanbreek, want sy genade is elke dag weer vir ons nuut, want daar is elke dag weer vir ons rede om hom te loof en te prys. Dis wat Dawid aan die begin van hierdie Psalm sê, so ek wil amper sê, elke dag wanneer ek dan weer wakker word, dan sal weer vir my opnuut rede om te sê, Here, dankie dat ek hier is, dankie dat U my staande gehou het weer deur die vorige dag, deur die dag wat voor my lê, vra ek steeds vir U, hou my weer deur hierdie dag uiteindelik staande. En wanneer ons besef hoe groot God se genade vir ons is, weer eens, dan sal ons nie kan anders nie, maar dan sal dit ons ook dring om uiteindelik hierdie lewens van dankbaarheid te leef, waartoe ons hier uiteindelik opgeroep word. En die mooi is, dat dit is soos 'n sirkelbeweging. Wanneer ons daai lewens van dankbaarheid leef, dan besef ons ook weer, dit is die Heilige Gees wat in ons harte werk, wat ons dring, en dan bring dit ons weer tot die besef, ons is gereed, die wederkoms kan maar aanbreek. Ons sien ook, soos die aarde self daarna uit. En ek wil dit ook hier uitlig. Dit is wat Dawid hier sê, hy sê die skepping self sien uit na hierdie uiteindelike wederkoms. Onthou met die sondeval het ook die skepping onder die sonde geval. Die aarde bring nou dorings en dussels voort. En dis hoekom Paulus dit ook selfs in die Nuwe Testament skryf, in daai bekende gedeelte, ek wil dit vir ons lees in Romeine 8, van vers 18 tot 22 skryf Paulus, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange, met ander woorde met uitgestrekte arms, op die openbaarmaking van die kinders van God. Met ander woorde, hy praat hier van die oordeelsdag, wanneer die regter sal kom en sal sê, wie is die skape en die bokke, die openbaarmaking, die bekendmaking van wie is werklik my kinders. En dan sê hy in vers 20, want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, met ander woorde deel van die sondeval. Nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God, wat ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. So as deel van hierdie gedeelte wat Paulus hier skryf, is dit belangrik dat ons sal raak sien, hy sê, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. So wat hy hier sê, as ek dit in maklike taal kan sê, is hy sê, die aarde, die skepping besef dat die wederkoms kan enige oomblik aanbreek. Dis in barensnood, die vrou het klaar in kraam ingegaan, wil ek amper sê. Die babietjie is op pad om te kom, sy is alreeds in die barensnood. Die skepping besef dit, so ons moet dit ook besef. Ons moet wakker geruk word om te besef, die wederkoms kan enige oomblik aanbreek. En daarom uiteindelik moet ons gereed wees. En omdat ons
deur die Heilige Gees, deur die krag van God gereed kan wees, omdat sy genade elke dag weer nuut is, omdat sy Heilige Gees in en deur ons werk, en omdat ons weet, hy is die groot regter, wat reg sal kom oordeel, want dit is wat hierdie Psalm ook beskryf, en dit is die wonderlike, wanneer God kom, en wanneer hy kom oordeel, en wanneer die nuwe ryk aangebreek het, sal daar 100%, wil ek amper sê, reg en geregtigheid wees, wat uiteindelik sal geskied. Die aarde sal nie meer wankel nie, maar die aarde sal vasstaan. Dis wat ons teksvers, vers 10, vir ons sê. Daar sal nie meer korrupsie wees nie. Ek wil amper sê, die regters en die wat die wet moet toepas, sal nie meer korrup wees en hulle eie belange soek nie. Maar God self sal vir ewig 100% oor ons regeer. Die aarde staan vas, dit wankel nie, en daar's absolute geregtigheid, en soos wat ons teksvers, vers 13 sê, hy sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke in sy trou. So absolute geregtigheid en trou sal dan uiteindelik plaasvind. Dit is die wonderlike waarna ons kan uitsien, en dis hoekom ons God ook ons koning kan noem en ons regter kan noem, omdat ons weet hy kom weer, en omdat ons uitsien na daardie volle geregtigheid, want ons leef nou in die tyd van die alreeds, maar die nog nie. Maar dan sal daar die nog nie en die volheid daarvan uiteindelik deurbreek en aanbreek in hierdie wêreld waarin ons leef. So kom ek sluit af. Wanneer God weer kom, soos ek sê, sal niks onseker wees nie, maar dan uiteindelik sal dit ook so wees, en dit is wat Dawid vorentoe kyk, dis hoe Dawid vorentoe kyk in hierdie Psalm ook, dan sal dit wees dat al die volke en al die nasies wat die Here loof en prys en aanbid, uiteindelik die ewige lewe sal hê, soos wat Johannes skryf in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen beteken al die volke, al die nasies, al die geslagte van die aarde, soos wat Dawid ook hier sê in hierdie Psalm, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En wanneer ons dit besef, dan besef ons hoe groot God se genade is, dan besef ons, daar is vir ons rede om hom te loof, om te prys, om te aanbid, daar is vir ons rede om deur ons lewens met ons woorde en ons dade, om uiteindelik te verkondig in die wêreld, deur te vertel van die wonders wat hy in ons lewens gedoen het, en uiteindelik deur ons lewens dan ook so te leef, dat die wêreld kan sien, hy is die koning wat op ons troon sit, op die troon van ons lewens, en hy is die koning van die konings. Amen. Kom ons bid weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U groot liefde en genade, vir U goedheid en U guns, en vir die groot almag, en vir die genadegawe van die geloof wat U elke dag, keer op keer, weer en weer nuut in ons lewens werk. Here, dankie dat ons U kan erken as ons koning, en Here, dankie dat U vir ons die krag gee, om ook in hierdie donker, duister, korrupte wêreld waarin ons onsself bevind, ook elke dag staande te bly, met die blye hoop en die blye versekering, U die groot regter kom weer, om reg en regverdig te kom oordeel. En Here, daarom wil ons vanmôre weer opnuut vra, Here, as ons ook besef, dat ons ook geoordeel moet word. Here, ons sê so dikwels dat ons sien uit na die wederkoms, omdat ware reg en geregtigheid sal geskied. Maar Here, dan moet ons ook besef dat onder daardie ware reg en geregtigheid verdien ook ons die hel, verdien ook ons die ewige verdoemenis. Maar Here, U genade is ook vir ons groot, en daar wil ons vanmôre ook opnuut weer ons sondes voor U bely. Ons wil vra, Here, vergewe ons sondes, gee dat ons nie meer sal sonde doen nie, maar dat ons sal opstaan uit die stof van ons sonde uit, en dat ons U in alles sal loof en sal prys, en sal aanbid, as die koning van die konings, dat ons nie ander afgode in ons lewens sal hê nie, maar dat ons U die eerste plek in ons lewens sal gee. En Here, dankie dat ten spyte van ons swakheid, ons nietigheid, ons sondigheid, dat ons kan weet, Jesus Christus is nie net die groot regter wat kom oordeel nie, maar hy is ook die een wat in ons plek voor die groot regter kom staan het,
wat die straf wat ons verdien aan die kruis namens ons kom dra, sodat hy daardie wit kleed van sy heiligheid ook oor ons skouers kan hang, sodat ons kan weet ons is vrygekoop. En Here, gee dat dit ons dan ook elke dag weer opnuut sal dring tot dankbaarheid, tot lewens van dankbaarheid waar ons in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid dan ook aan U bring. Here, ons vra ook, wees saam met ons deur siekte, deur beserings, deur hartseertye, deur moeilike omstandighede. Here, gee dat ons nie deur die duiwel en die omstandighede van hierdie sondige wêreld fokus sal verloor en ons aandag afgetrek word van die werklike realiteit nie, maar gee dat ons elke dag steeds sal leef en gereed sal wees. En Here, daarom vra ons ook in al die omstandighede wat ons beleef, wanneer ons siek is, maak vir ons gesond, wanneer ons beserings het, bring vir ons genesing, wanneer ons hartseer is, bring vir ons vertroosting en vertroos vir ons, en wanneer ons deur moeilike en swaar omstandighede gaan, gee dat ons ook U hand en U vorming daardeur sal raak sien, en Here, dra ook vir ons deur al die moeilike omstandighede, deur elke dal van doodskade weer, en gee dat ons aan die ander kant uiteindelik sal opkom, en dat ons sal besef, U oproep is uiteindelik om na U voorhoewe te kom, om in die huis van die Here te bly tot in lente van dae. Here, dit vra ons en bid ons alles, as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen.